poging om die hele Suider-Afrika onder beheer te kry. Ek is Witsbuis. Ek het onlangs boek geskryf oor die ontwikkeling van die ontstaan en die ontwikkeling van die boervolk, hoe die identiteit ontstaan en ontwikkel het. My belangstelling was altyd in die geskiedenis. Ek het net op 'n stadium in my volwasse lewe het ek twee dinge agtergekom. Die eerste ding wat ek agtergekom het is dat ons nie regtig ons geskiedenis ken nie. Ons het baie min feitelike kennis. Die tweede ding wat ek agtergekom het is ons ken nie die omvang, die ware, ons ken nie die storie rondom dit nie. Want ons het 'n hele politieke storie ook om dit. Nie net politiek nie, maar hoe die hele ding ontwikkel het. Ons verstaan nie die agtergrond goed nie. En dit het my redelik begin pla vir lank, eintlik seker vir dekades. En dis hoekom ek het 5 jaar gelede het ek besluit om die storie te vertel uit 'n narratief uit wat redelik nie uitgebring is in die geskiedenis voorheen. Jy weet, 'n mens leer geskiedenis as losstaande gebeurtenisse in 'n groot mate, maar niks is losstaande nie. Daar's altyd 'n konteks agter 'n ding. En die groot probleem wat ons het vandag is dat ons verstaan nie die konteks waarin ons ontwikkel het nie. Dis my mening. En dit is wat ek probeer doen met my skryfwerk, is om konteks te gee, sodat die mense hulle self beter kan verstaan. En ek dink as jy jouself beter kan verstaan, dan kan jy jouself beter handhaaf en jy kan jou toekoms beter tegemoet gaan en 'n beter toekoms vir jouself skep. En ons kan sien vandag, jy weet, daar's mense wat regtig hulle self nie eers ken nie, wat dinge voorstaan wat hulle voorvaders glad nie na gewerk het nie, waarheen hulle glad nie op pad was nie. As 'n mens dink aan die mense wat vandag nou in die nuus is, met mense wat nou briewe teen mekaar begin skryf en mense wat so ek dink net, ons moet onsself beter ken. Dit is die hele agtergrond van geskiedenis, die hele rede van geskiedenis, is dat ons kan terugkyk, kyk waar ons vandaan kom, kyk wie ons regtig is, en dan sal ons beter onsself beter ken om te weet waarheen ons moet gaan. Die eerste Vryheidsoorlog word die geskiedenis weergegee as 'n kleinerige gebeurtenis. Dit word amper genoem in verhouding met die Tweede Boereoorlog nie, omdat dit 'n kleiner oorlog, 'n fisiese oorlog was. Maar die agtergrond en impak van die Eerste Vryheidsoorlog is ongelooflik groot, en ek dink min mense besef dit. Dit is nie iets wat net gebeur het oor 'n naweek of so nie. Dit is 'n ding wat 'n groot omvang het. So dit gaan oor die Britse federasiebeweging. Dit gaan oor Britse beheer van Afrika en van Suidelike Afrika. En weet ons almal weet nou hoe die Britte die Kaap oorgeneem het, en toe die boere op hulle groot trek gegaan het, hoe die Britte hulle agtervolg het, hoe die Britte toe die boere Natalia geskep het, en hulle grondwet daar verklaar het, hulle onafhanklikheid daar verklaar het, hoe hulle toe Natalia kom annexeer het. Die Britte wou die boere nie hulle vryheid gee nie. Maak nie saak wat die boere probeer het nie. En daarom het die boere heeltyd weggetrek. Toe hulle in Natalia annexeer het, hulle weer weggetrek. So hulle was weer 'n trek daarna. Wat toe gebeur het is in 1852 was die Britte redelik in die moeilikheid met finansies. Hulle geldsaake was nie baie sterk nie, en hulle het baie probleme gehad met die Oosgrensoorlog. Want hulle moes die oorlog toe, sonder die groot, ek meen by verre die meerderheid mense wat die groot trek gegaan wat in die Ooskaal gebly het. So die mense wat agtergebly het begin staat maak op Britse militêre hulp om die Oosgrens. So daar was Oosgrensoorloë nadat die boere die groot trek gegaan het, was daar Oosgrensoorloë in die Kaap. En
Die Britte het in Vrystaat met Moses begin oorloë kry, wat hulle 2 groot veldslae verloor het. En die Britse regering in Londen het hier in die 1850 daar rond, het hulle agtergekom, hulle stel nie meer belang om gebiede te hou wat hulle net 'n klomp geld kos en 'n klomp oorloë kos nie. En hulle was toe bang dat Andries Pretorius en sy manne van noord van die Vaal sal betrokke raak by Moses se oorloë teen die Britte. En dit sou vir hulle baie groot probleme veroorsaak het. En daarom het hulle met Andries Pretorius gaan praat. En hulle het eers vir die boere noord van die Vaal hulle onafhanklikheid gegee. Maar hulle was nog nie gereed om dit vir die hele Vrystaat te gee nie. So toe Andries Pretorius met die Britte praat oor onafhanklikheid, onthou die noorde van Vrystaat was boergebied, die Winburg distrik. Dis die hele noorde helfte van die Vrystaat, wat vandag die Vrystaat is, was boergebied. Dis wat potgiete gekoop het by die swart stamme, geruil het. En die boergebied was dan ook noord van die Vaal, maar so Andries Pretorius wou die Noord-Vrystaat saam met die gebied noord van die Vaal as een boerrepubliek gehad het wat onafhanklik was. Maar die Engelse wou toe nie die gebied suid van die Vaal op daai stadium prysgee nie. En hulle het net noord van die Vaal prysgegee. So suid van die Vaalrivier, die boonste helfte was boergebied, maar die suidelike helfte daar het 'n klomp gemengde mense gebly. Daar was 'n hele klomp swart stamme, daar was 'n hele klomp Griekse stamme, dan was daar baie Britse settlers en baie mense, Afrikaanse mense van die Kaap, wat pro-Brit was, wat daar gaan vestig het. En toe Andries Pretorius sy slag van boomplaats gehad het met die Britte, net voor dit, daar 'n baie klomp Afrikaans sprekende mense wat saam met die Britse weermag teen Andries Pretorius beklei het. So 'n mens moet onderskei tussen wie die boere was wat van die groot trek afkom en wie die mense was wat Afrikaanse mense was wat nie Republikeine was nie, wat pro-Brits was, wat in die Britse kultuur wou wees. Toe die Britte besluit het hulle gaan 'n onafhanklikheid gee aan die boere en toe hulle Vrystaat wil prysgee, juis omdat hulle met Moses verloor het hulle besluit hulle gaan nou sommer die hele Vrystaat ook vir die boere gee, insluitend die suide, wat nie boergebied was nie, gaan hulle nou ook vir die boere gee, wat hulle ontslaag geraak het van die Basotho probleem van Moses, en dit sommer al die boere gee. Toe sit die boere daarna met die oorloë met Moses in die suide van die Vrystaat, so hulle het daarmee opgeskep. So die Britte was op daai stadium tevrede om ontslae te raak van die Vrystaat, die hele gebied. Die mense van die Suid-Vrystaat was baie gekant teen onafhanklikheid van die Vrystaat. Dit sluit in die Engelse settlers wat daar was, maar dit sluit ook in die Afrikaanse mense wat daar gaan vestig het van die Kaap af. Mense soos die NG prediker Murray, hulle het so ver gegaan tot om in die Britse parlement te gaan betoog teen die onafhanklikheid van die Vrystaat. Die mense wou nie die Vrystaat weggee nie, hulle wou dit onder Britse beheer hou. Maar die boere van die noorde wou natuurlik net voortgaan met onafhanklikheid. Die Vrystaat en die Transvaal was skaars onafhanklik toe die Britte weer begin met hulle poging om die hele Suider-Afrika onder beheer te kry. En hulle toe hulle federasieplan begin noem. Die eerste persoon wat daarmee uitgekom het was die gouverneur Grey. Hy het dit voorgestel dat die Vrystaat en Transvaal en dan ook die Zulu streke, alles onder Britse beheer kom, maar die Britse regering in Londen het dit afgekeur op daai stadium. Toe die diamante gevind was. Toe diamante gevind was, toe is daar 'n groot ekonomiese motivering vir Brittanje om weer hulle imperiale doelwitte te probeer bereik. Met ander woorde, om weer die hele Suider-Afrika onder hulle beheer te kry. Carnarvon
was toe die Britse minister van kolonies, en hy wou toe met alle mag en mening wou hy toe die hele Suider-Afrika onder Britse beheer kry. Nou, dit het dan nie net die Boerrepublieke ingesluit nie, dit het ook Zululand ingesluit. Want die Zulus was op daai stadium nog onafhanklik en soewerein onder hulle koning. En dit was vir die Britte ook 'n probleem. Dit was eers Grey en toe Carnarvon, maar die volgende persoon wat ook hierdie hele Britse imperiale doelwitte probeer uitbrei het, was Rhodes. Rhodes het natuurlik sy geld gemaak met die diamante, en Rhodes het 'n magsbasis gebou, en hy het begin om die Transvaal te omsingel. Hy het byvoorbeeld Bechuanaland geannexeer, en hy het, wat vandag Rhodesië is, het hy gaan vat as 'n Britse gebied. En hulle toe Transvaal basies omsingel. Nou, daar's 'n belangrike punt hier, wat hier ter sprake is, en dit is, dis 'n deel wat die geskiedenis heel stil gebly het oor, en dit is dat Rhodes was die man, wat die totale aanslag teen die boere begin het. Hy was die man wat al die magte wat opgestaan het teen die boere begin mobiliseer het. Wat ek daarby bedoel is, die mense wat met die Tweede Boereoorlog agter die skerm, die oorsaak was om die Boerrepubliek te vernietig, was die geldmagte. Dit het gegaan oor die goudmyne. Dit is waaroor het gegaan het. En Rhodes was die man wat hulle ingetrek het, want hy het begin finansiëel hulle bind met die groot internasionale geldmagte. En dit was 'n baie groot probleem. So Rhodes was die begin van die groot probleme. Maar Rhodes sou dit nie kon doen sonder die Kaapse mense, die Kaapse Afrikaners nie. Rhodes se mag het gelê by die Afrikanerbond. Hulle het hom in beheer gesit. Hulle het hom met hulle ondersteuning in beheer gesit. Want sonder hulle sou Rhodes nooit premier kon word nie. Hy sou nooit die politieke mag gehad het om sy imperiale planne te kan uitbrei nie. Maar wat het dit te doen met die Eerste Boereoorlog? Die Eerste Boereoorlog was Carnarvon, wat die ding toe wou verder voer. Hulle wou die Boerrepublieke onder beheer kry, maar die Vrystaat was op die stadium nie 'n probleem vir hulle nie. Ek sal nou daarby uitkom. Hulle probleem was die Transvaal, want Transvaal wou 'n roete kry na Delagoa Baai toe. Transvaal wou begin internasionaal met ander lande saamwerk. Hy wou internasionaal handel begin dryf deur die Delagoa roete, Baai roete, en hulle wou bande begin bou met lande soos Duitsland. En dit was vir die Britte 'n baie groot probleem. Hulle wou nie ander imperiale of ander Europese magte 'n voetplek gee in Suider-Afrika nie. Hulle wou Suider-Afrika beheer. Want wie weet waar hulle die diamante ontdek, en wie weet waar nog hulpbronne ontdek sou word. So hulle wou die totale gebied onder hulle beheer kry. Dit was sy plan, en hulle wou enige ander internasionale invloed daar stop. So Transvaal het hulle gedink is die belangrikste om oor te neem op daai stadium, en hulle het gedink Transvaal gaan die maklikste wees, want hulle is die swakste, hulle is finansiëel die swakste, en hulle het groot probleme met die Pedi-oorloë, die Sekhukhune-oorloë, en daar was al ook konflikte met die Zulus oor grensgebiede by Utrecht en aan die Zulu-Natalse kant. So die boere was ekonomies op daai stadium in 'n swak voet, en hulle was militêr nie sterk nie, omdat hulle ook nie groot eenheid gehad het nie. Die Vrystaat op die stadium was nie regtig 'n probleem nie, want die Vrystaat was nie anti-Brits nie, in 'n groot mate nie. Op daai stadium vir meer as 20 jaar was Johannes Brand hulle president. Nou Johannes Brand
was 'n baie interessante persoon, want hy was pro-Brits. Hy was 'n Sir, hy was Sir John Brandt. Hy was baie betrokke in die Kaap. Ek dink hy was eers betrokke by die journalistiek daar, by die koerant, in die koerantbedryf. Maar hy was baie hoog gerespekteer deur almal. Die boere van Transvaal ook. Almal het hom hoog aangeslaan. Hy het die Vrystaat baie goed bestuur. Hy het geweet hoe om internasionale betrekkinge te hê. Hy het geweet hoe om sy verhouding met Brittanje goed te hê. En op daai stadium was Vrystaat eintlik nader aan die Kaapkolonie in 'n verhouding as met die Transvaal, die boere noord van die Vaal. En so hy was nie 'n bedreiging vir die Britte nie, en hy was nie hy was pro-Brit, so hy sou nie Duitse of ander lande ingetrek het nie. So die Vrystaat was op daai stadium nie die probleem nie. Hulle wou nie van die Vrystaat eers ontslae raak nie. Hulle het gedink, hulle gaan begin met die boere van noord van die Vaal. Dit was hulle eerste teiken. Daarom het die eerste boereoorlog plaasgevind. Hulle het Transvaal gaan annekseer, en dit is die agtergrond van hoekom die eerste boereoorlog gebeur het. So hulle het toe vir Shepstone gestuur om na Transvaal toe te gaan met 'n klein groepie manne. Ek dink dit is 25 manne. Om Transvaal te gaan besoek eers. Sy opdrag was nie om te annekseer aanvanklik nie. Sy opdrag was om te gaan uitvind wat die burgers van Transvaal, die boere van Transvaal, se gevoel was. Of hulle dalk beheer onder die Britse regering sou aanvaar, of hulle ten gunste daarvan sou wees. En as hulle dan ten gunste daarvan sou wees, die meerderheid boere, dan moes hy die plek annekseer. Maar Shepstone het besluit, hy gaan die plek annekseer in elk geval, en hy het toe sommer voorgegee dat die meerderheid boere die anneksasie onder Britse beheer goedkeur. En hy het toe die plek geannekseer sonder weerstand. Die boere het geweet Engeland is 'n internasionale militêre mag. En hulle het geweet hulle is op daai stadium kan hulle nie regtig met Engeland oorlog maak nie. Wat daai tyd was president Thomas Burgers, die president van die Transvaal. Hy het nie groot ondersteuning onder die boere gehad nie. Daar was nie 'n regte eenheid onder die boere onder hom nie. So hulle het militêr gesukkel op ander plekke soos teen die Pellies, omdat daar nie ondersteuning vir Burger was nie. En hulle toe basies was daar net 'n protesbrief van Burger af. Dit was eintlik die enigste weerstand wat gebied was, as 'n protesbrief. Daarna het Paul Kruger Engeland gaan besoek om te onderhandel oor die anneksasie, om die anneksasie te probeer omvergooi, kry dat die Brittanje dit terugtrek. Hulle was 2 keer daar. Paul Kruger was 2 keer daar, die eerste keer saam met Jorrison, wat die prokureur-generaal was, en die tweede keer saam met generaal Joubert. Maar die Brittanje wou glad nie die boergebied prysgee nie, weer prysgee nie. Hulle het besluit hulle gaan dit nou vat. So daar was nie, daar kon nie met onderhandeling 'n oplossing kry nie. En dis toe die boere besluit het, by 'n vergadering op Perdekop, het die boere besluit, hulle gaan nou weerstand bied, hulle gaan Transvaal terugvat. En dit is toe dat die eerste boereoorlog begin het.